Die een belangrikste riglyn is natuurlik, as jy simptome voel van COVID-19, dan weet jy, jy is nie van herstelling te wees. So die oordes hierop rus op julle, om daai selfdissipline toe te pas. Ons as gemeente moet ook aan die hand van hierdie riglyne optree, en ek vertrou almal het die lys voltooi met die kontak besonderhede by geraad, asseblief. Ongelukkig is die krag af. Dit sou fase 4 gewees vandag, dis fase 3, maar dit gaan ons nou sleg 10 uur tot 12 uur. Gelukkig het ons so stelletjie waarop ons kan terugval om klank te voorsien. Ons het nie 'n kragopwekker wat vir die gewone klank voorsien. En ons maak maar die tweede beste van wat ons kan met klank. Ek hoop julle hoor my duidelik. En dan wil ons graag namens ons gemeenskap, veral Overberg Huis se personeel en inwoners, ons meegevoel aan julle as familie betuig met die verlies afsterwe van Ria. Dit is ons bede dat die Here self vir julle sal troos en julle geloof sal versterk en met julle sal wees tydens hierdie diens en na die tyd as julle bietjie saam verkeer en op pad terug van waar julle gekom het en verder op julle lewenspad. Ons begin ons diens vanoggend met gebed. Kom ons buig voor die Here en aanbid. Here ons God, ons dankie dat ons met troos en die hoop kan leef dat in lewe en sterwe ons nie aan onsself behoort nie, maar aan ons getroue verlosser en saligmaker Jesus Christus. Ons dankie dat ons mag glo dat die begin van ons lewe, die duur daarvan, maar ook die einde, die afloop daarvan in die hande is. Dat ons soos die psalmdigter kan bely, kan glo, met geloof kan leef, my tye is in die hande van die Here. Dankie Here dat hierdie tye vir ons genade tyd is, goeie tye is, omdat ons uit die hand ontvang alles wat mooi en goed is vir ons lewe. Omdat dit die hande is wat ons dra op ons lewenspad. Omdat dit die hand is wat ons aanraak en bevestig, ek is die Here, jou God, wat by jou is. Dankie dat as ons tye in die hand is, dat dit ook geseënde tye is, omdat U vir ons seën, wanneer U die hande op ons lê en ons versekering gee, dat ons begenadigd is, dat ons salig is, dat ons geseënd is, omdat ons U kinders is. Dankie dat ons vanoggend kan kom afskeid neem, ook van 'n mede-gelowige, familielid, dierbare, en die wete, dat sy deel het aan die saligheid, dat sy geseënd is, dat sy aan U behoort. Mag ons ook nou in hierdie diens die nabyheid beleef en ervaar. Mag U vir ons elkeen aanraak met die woord en met die Heilige Gees. En ons elkeen in ons eie geloof en hoop kom versterk. Sodat ons ook met liefde teenoor U, met liefde teenoor ons medemens, terwyl ons ook lief is vir onsself, vir ons lewe leef. Ons bid dit uit genade alleen. Amen. Die water en die bloembaan herinner ons aan 'n belangrike gebeurtenis in ons lewe, naamlik dat die Here sy verbond van genade
uiterlike teken wat 'n baie dieper betekenis het, aan ons die bevestiging kom gee dat hy ons God is. En dat ons verhouding met hom die van 'n kind is. Dat hy ons Vader is, en ons hoor ook dat hy ons moeder is, wat vir ons versorg. Dat hy ons verlosser is, Jesus Christus, wat vir ons lewe gebring het. En dat hy ons trooster en leidsman is, die Heilige Gees, wat ons lei in ons lewensgang. En ons mag ons lewe vanuit hierdie verbond, hierdie ooreenkoms, wat die Here met ons gesluit het, elke dag leef, wie weet dit? Die God, wat sy verbond met ons gesluit het, is getrou. Hy bly getrou aan sy beloftes. En hy dra vir ons en hy vir ons op ons lewenspad. En hy maak alles waar in ons lewe wat hy ons beloof het. Die geliefde Maria, Johanna, Elisabeth, Geldenhuis, het ook haar lewe geleef as verbondsmens, as kind van die Here, vanuit sy beloftes, vanuit sy genade, wat hy in haar lewe bewys het, en deur sy genade haar lewe verander het. Ons neem van haar afskeid vanoggend, as kind van die Here. Ons neem van haar afskeid, as medegelowige, wat haar lewe uit God se genade geleef het. Met 'n vaste geloof in hom, en met liefde, vir elkeen wat die Here op haar pad geplaas het. Die teksgedeelte vir haar gedenkdiens is Psalm 103. Ek lees dit vir julle. Van Dawid: Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Warmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldboom wat opgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte. Vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele, wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens, wat hom dien
en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Die woorde van Psalm 103. As teksvers het ek geneem vers 17 en 18, maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Liewe familie en vriende, toe hierdie gedeelte gelees het, het ek gedink aan wat die vroeë kerkvaders gesê het, wat ons lewe as gelowiges behels, naamlik dat dit 'n lewe is voor die aangesig van God. Die Latynse woord is coram Deo. Dat ons as gelowiges ons lewe mag leef, bewus van wie God is. Bewus van wat hy doen. Bewus van sy besondere verhouding met ons. Maar ook bewus van ons eie verhouding met hom. Psalm 103 is deel van 'n paar psalms wat op mekaar volg, waar die klem lê op lof. Of ons kan ook die woordjie prys gebruik. Dit saam kombineer in lofprys. 'n lewe waar ons die Here loof. Die Hebreëse woord Tehillah beteken loflied. God te loof met ons lewe beteken dan dat ons ook die woorde sing. Dat ons lewe een lied is voor die Here saam met mekaar. Psalm 103 is een van hierdie liedere waar Israel se geloof in God uitgedruk word. Israel wat die Here prys. Israel wat die Here eer bewys. En dit is wat ons lewe as gelowiges eintlik moet wees. Waarom dit neerkom in ons lewe. Dat ek uit dankbaarheid vir die voorreg om voor God, saam met God, uit sy genade en liefde my lewe te mag leef. Dat ek hom sal aanbid. Dat ek hom sal vereer met my hele mens wees. Met hart en siel en verstand sal lief hê. Vanuit kennis, vanuit oortuiging, maar ook vanuit my gemoed, met 'n diep emosie. Dit is wat God van ons vra, sê die psalmdigter. Erkenning en lof en eer en gehoorsaamheid. Ons hoor immers van wat die Here doen in ons lewe. En hoekom ons daai ook op grond van dit wat hy doen in ons lewe, so ons lewe aan hom sal wy en hom so sal dien. Hy is die God wat geregtigheid en reg laat geskied. Hy is die God wat sy wil aan Moses bekend gemaak het, sy plan vir Israel. En sorg dat sy wil gehandhaaf word, en dat sy plan uitgevoer word. En God se wil, God se plan is altyd die van geregtigheid en van reg. 'n lewe soos hy dit van ons vra. Besonder in die manier waarop ons met ons medemens saamleef.
ten diepste leer ons hierdie pad van geregtigheid en reg in die lewe van sy Seun Jesus Christus. Wat vir ons kom leer en kom wys het. Wat is 'n lewe waar jy geregtigheid en reg laat gesien aan elke mens? Ons lees in die Psalm van die besondere dade van die Here, dat hy ons barmhartig is, genadig is, dat hy in sy liefde lankmoedig is, dat hy geduldig is. En die psalmdigter noem veral die feit dat hy God is wat ons sondes vergewe. En dit is ons nou maar die ergste van ons menswees, dat ons ons sonde ontvang en gebore is, en dat ons verlore is in ons sonde en in ons ellende. Maar die Here is die God wat ons genadig is, en ons sondes vergewe. Ons sonde afskryf. Op 'n besondere manier vertel die psalmdigter dat die Here dit op so 'n manier doen dat hy nooit weer daaraan dink of kan dink nie. Ons mag ons lewe leef as mense wat weet. My sondes is vergewe. Daarvoor het hy sy Seun gestuur. En het hy daardie verlossing, daardie vergifnis vir ons bewerk. Ons lees in hierdie gedeelte van die ontferming van die Here. Hy weet teen wat ons is. Hy weet hoe broos ons lewe is. Hy ken ons in ons diepste menswees en in ons swakheid. Hy ken die tydelikheid van ons bestaan hier op aarde. Hy ken ons wrogginge. Hy ken ons swaarkry, hy ken ons pyn, hy ken ons lyding. Hy weet alles. Maar hy is die een wat tot ons verder. Hy is die een wat sy hand op ons kom sit, en ons om die skouer kom vat, by die hand neer. En vir ons daardie versekering gee, jy is nooit alleen. Ek, die Here jou God, is by jou. Wat 'n voorreg om dit te kan weet. En dan, aan die begin van die Psalm, vertel die psalmdigter van die genadewerk van die Here in sy eie lewe. En hy noem 'n klomp dinge, wat dit het ek al reeds genoem. Die Here het my sonde vergewe. Die Here is die een wat my siekte genees. Die Here is die een wat daar is my siekte, my ly en help deur my siekte. Hy is die een wat my red van die graf. Ek hoef nie in vrees te lewe van die dood nie. Die Here is die oorwinnaar oor die graf van die dood. Vir ons as Nuwe Testament gelowiges vier ons dit in die opstanding van Jesus Christus. Dood, waar is jou aanhaal? Jesus het dit weggeneem. Die Here red ons van die graf. Hy kroon my lewe met liefde en ontferming. Sy liefde, sy ontferming, maar ook die liefde en ontferming van ander mense, my familie, my vriende, medegelowiges. Hy laat my die goeie en oorvloed geniet. En met min in jou lewe kan jy ook oorvloedig jou lewe leef. En die min wat jy het, daaroor kan jy ook baie dankbaar wees. En dit geniet as geskenk, as gawe, as sorg in die hand van die Here. En hy noem ook van dat die Here vir hom
verloor en die hoop kwyn dat die Here jou geloof kon versterk, met nuwe perspektief jou lewe laat leef, met nuwe oortuiging jou lewe laat leef, jou jeugdige krag gee van die aarde. Dit is die genadewerk van die Here in ons lewe. En dis die Here in ons glo, wat hierdie genadewerk in ons lewe doen. As ons vanoggend afskeid neem van Maria, dan weet ons, hierdie woorde van Psalm 103 was ook waar in haar lewe. Haar lewe voor God, bewus van wie die Here is en wat hy volgens Psalm 103 doen, ook in haar lewe. En haar persoonlike antwoord, haar lewe voor die Here, 'n lewe van geloof, 'n lewe van omgee, 'n lewe van dien. 'n lewe waarin sy ook die Here geloof het, hom geëer het, en haar dankbaarheid aan hom betoon het, vir sy genadewerk in haar lewe. So onthou ons haar, en so dank ons die Here vir haar lewe. Dank ons die Here vanoggend vir sy onverganklike liefde, ons teksvers, vir die wat hom dien. Sy trou, dat hy getrou bly, dat hy altyd daar is, vir elke geslag, sy beloftes geld van geslag tot geslag. Ook dat hy getrou aan haar God gebly het, en dat sy beloftes vir haar bly geld het, en sy het sy beloftes geleef het, sy trou. Ja, vir die Maria, wat ook getrou gebly het aan sy verbond, en volgens sy voorskrifte, volgens sy wil, haar lewe geleef het. Ons dank die Here vir haar lewe, en vir die getuienis van haar lewe. Ons dank die Here vir haar nalatenskap. Ons dank die Here vir die mooie herinneringe wat julle het as familie, om saam te neem op julle eie lewenspad. Mag haar lewe julle inspireer, om ook volgens haar voorbeeld julle lewe te neem. Amen. Die brood en die wyn, die tekenis van die nagmaal, herinner ons ook vanoggend en bevestig ook vanoggend aan ons, dat ons uit die genade van die Here ons lewe het. Dat hy homself omgee vir ons. En omdat hy homself gegee het, dat ons daarom en daarom die lewe vind. Die brood wat gebreek word en waarvan ons eet, herinner ons aan die lyding van Jesus Christus. Herinner ons aan die offer wat hy gebring het. Nie net vir ons sonde en ons ellende nie, maar dat hy ook ons swaar kry as mense op hom geneem. En vir ons daarvan kom verlos het. En vir ons
gehoor gee op die Here. Die wyn herinner ons aan die volkome soetoffer vir al ons sondes, vir al ons ellende. En van 'n nuwe begin en 'n nuwe lewe wat hy vir ons moontlik gemaak het. Elke keer as ons hierdie teken sien en dit aan ons uitgedeel word en ons dit in die hand neem en ons van die brood eet en van hierdie wyn drink, kom versterk die Here vir ons in ons geloof. En kan ons opstaan van die nagmaalstafel en 'n lewe van lof en dank voor die Here leef saam met mekaar. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dank U vanoggend vir U woord. Ons dank U vir die sakramente van die doop en die nagmaal, die tekens van water en brood en wyn. Wat ons vanoggend daaraan herinner dat U die God is, ons God is, die Vader, Seun en Gees, wat ons liefhet, waarlik opreg liefhet. U bevestig dit in ons lewe, U maak dit waar in ons lewe. As ons die voorreg het om in die genade te mag leef, besonder as Nuwe Testament gelowiges, die genade in Christus Jesus die Seun. En dat ons deel mag hê aan sy kruisdood en opstanding. Ou mens wat afgesterf het, nuwe mens wat opgestaan het. Kind van die Here, volgeling van Jesus Christus, vervul en gelei deur die Heilige Gees, 'n lewe van lof en eer en dank te mag lewe. Dankie dat ons aan hierdie waarheid mag vashou in ons lewe. Want U het dit aan ons kom bevestig in die woord. U het dit aan ons kom bevestig in ons doop. U bevestig dit elke keer as ons aansit aan die nagmaalstafel. U het ons lief. Ons leef uit die genade. Ons leef uit U liefde. Dankie dat Ria ook haar lewe so kon leef. Bewus dat dit 'n lewe is vir U. Dat dit 'n lewe was waar U verheerlik is. Dankie dat U getrou aan haar sy was, met haar was, besonder op die laaste tydjie van haar lewe. Ons dankie vir haar familie wat daar was vir haar. Ons dankie vir vriende wat daar was vir haar, vir elkeen wat haar ook ondersteun het. Ons dankie besonder ook vir haar diens in Overberghuis, daar in die kombuis. Besonder verhouding wat sy gehad het met hierdie personeellede en met die inwoners. Ons dank die Here vir daardie besondere dienswerk wat sy verrig het. Mag U by haar geliefdes wees, by haar vriende wees, by elkeen van ons wees verder. En ons lei op 'n pad waarin alles ons loof
en eer en dank. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen. Ek wil vanaf Ellen geleentheid gegee om namens die familie die bedanking te doen. Kan nou maar afval. Ek kom maar nou afval. Dis gelukkig ver van my. Staan maar as jy wag te doen. Dis ons hele tyd aan. Ja, Klaagheid, ons gaan heilig ons huis toe gaan, ons gaan heilig gedaan in ons kamers, en daarna nog al die pad, dat ons maar huil met een glimlach, met een vrede in ons hart, oor hierdie vriendin, ons sister, julle allemaal, wat ek geken het, ek het vir jou vir 53 jaar pad geloop. Dit is so op en af pad, en ons het kwaad gedoen, en ons was stilt gat geweest, jullie weet nie daar, maar jullie stilt gat. Ons het oor die Victoria watervalle gevlieg in die 3-5 plek aeroplane. En as die aeroplane so skuins gegaan, en dan Ria het dan weer te bedruk en gesê, hoe is dat man? Ria het die kar omgegooi, en sy het nou gedoen het, wat ek maar gesê het sy moet doen. Leer om te doen, as ek leer bestuur nie. Of van die tera op die grys af te gaan. Splinter die Cortina, daar op die pad toe was ons op pad in die setie. Ons het vreeslike baie dinge saam wat lekker was gedoen. Ons het gehuil, ons het beklei op, verstaan, ons is ons normale mense. En by tye, by gemeente, het ek by ma vir haar gevra, want sy het so deel van die familie opgeword, van my vrou en familie. En my ma vir haar gevra, maar Ria, beklei julle twee jou nie ook nie. Dus sy sê, oma, weet jy wat maak my die kwaadste? As ek so aangaan, dan draai sy net haar rug op en sy loop weg. Ja, dit was maar deel van die dinge. Ons het die pad begin loop daar by Robinson se kinderhuis. Ag nee, die Robinson se kinderhuis is sy daar gewees by Brandwag se kinderhuis. Was sy kom werk het ook. En hier sit vandag 'n klein dogtertjie in hierdie kerk wat nou nie meer 'n dogtertjie is, sy is ook al 'n ou vrou geword met 'n man en kinders en kleinkind. Daar sit sy skuins agter die Kobus Ria. Daar sit sy met die blou apparaat daar oor haar gesig. Ria was ook deel van my en groot Ria se lewe. Ons het daar so saam groot geword. En Ria was daarvan saam op die ouend by die loofblindes op Woester geweest waar ek gewerk het as die maatskaplike werker. En daarvan het sy gekom so saam met my getermel. En daarvan is sy na waar toe was sy by die manne op die ouend van huishou het en daar opgetree. Ons het 'n vol lewe saam gehad, ek en Ria. Ek is baie bewus geweest daarvan dat sy en op die ouend hier in Fiesel die end kom, soos die Engelsman sê, settle het. Na ouma en opa albei weg is. Sy was vir hulle alles geweest in die laaste jare, ook hier gedra en daar gedra. En dan het sy baie graag gaan kuier in Pretoria, by Kobus en Hetty, wat vir haar toe dat vlieg het, en vir haar daar saam deel van hulle huishouding gemaak het. En saam met hulle twee kinders, wat hulle by hulle die huis op die ouend getroetel het, en Ria presies dieselfde gedoen. En daarom wil ek nou hier 'n briefie vir julle lees, wat sy dokter geskryf het, Lorraine, haar se Corneille, nou is hy dit ook pa van hom. Hy en Taleria en Lorraine was maatjies geweest. Liewe Taleria, ons het 'n spesiale verhouding gehad. Van my doekdae af tot nou toe was jy altyd net daar om liefde te gee en nooit iets teruggevra. Ek onthou ons twee se dae, daar aan die kant waar ons gesit het met die TV, met Days of Our Lives, en Tannie was ons altyd bold and beautiful, onthou het. Tannie is 81 jaar op aarde, en Tannie met die beste kushouer gewen. Geen strafskop kon Tannie onderkry nie. Want toe druk die lewe die laaste 3 en Tannie verloor die laaste wedstryd op 25 Augustus 2020. Maar dis nie die einde nie, nou neem Tannie deel aan ons Hemelvader, sy
'n ewige lewe waar verloor en wen nie meer saak maak nie. Daar's net vrede en liefde en die speelveld is gelyk en ons het net mooi herinnering wat altyd by ons sal bly. Dis wat dit is Lorraine wat dit geskryf het. Hier is mense wat vandag in die kerk ons wil graag dankie sê, ek hou nie van die goed nie, maar ons moet dit maar doen. Ons moet dankie sê vir mense wat oor al pad gekom het, of sy die lewe gedeel het met hulle. Vir die oude huis hier by Offerberg, hulle het al geraak daaraan. Waar sy 'n plekkie ingeneem het, 'n spesiale plek, by die bejaarde mense. Sy kon nooit met siek mense werk. Sy kon nie met daai goed werk, nie weet van allerlei ander goede nie. Maar sy was lief vir ou mense, vir kinders, baie lief vir kinders. Baie dankie aan Huis Offerberg. En sy was daar in die begin, was sy saam met meneer Maree, ek het nie mis het nie, wat toe die besteder was, en hulle het 'n baie goeie verhouding gehad, sover wat ek van haar kon verneem. Hulle het baie lekker saamgewerk, totdat sy op die oud afgetree het, en 'n nuwe bestuurder daar gekom het. En die ander persoon wat natuurlik nog genoem sal word, daar is Lenet, wat van daar af het pad saam met Ria geloop het. En sy was daar, in die oppe en die awe van Ria se lewe, wanneer sy in die nag aangeval was, ek weet nie van julle daarvan weet nie. Wat was Lenet daar? Lenet was daar, as die knoppie gedruk het word, as sy die dag bykans dood was, voor haar bed begin bloei het, ensovoorts, ensovoorts. Vir sulke mense, in 'n mens se lewe, is daar nie genoeg woorde nie, ons wil maar net baie dankie sê daarvoor. Vir al die personeel van die oude huis, die is van hulle vanmôre, hulle sit daar agter in die kerk, daar saam met hulle lede rykie, baie dankie vir julle. Ek wil dankie sê ook, sy was altyd verskriklik gestel op hierdie hare van haar. Weet jy, dit moes ons net so gesny word, en dit moes so gedaai word. Dit was een huis geweest. Ja, ons sê dankie vir Daniel, haar haarkapper, en dan vir Tannie Pop en Louis. Louis was vreeslik lief vir Ria geweest. Hulle het baie lekker saam groot geword, of oud geword, en hy is toe oorlede, en Tannie Pop het agtergebly, en dan daar die woonstelletjie met Tannie Pop, baie dankie vir die van julle wat Tannie Pop ken, as jy laat sê maar namens ons ook weer. Baie dankie, en vir elke individu wat vanmôre in hierdie kerk sit, en ek weet vanaf dankie sê, vir 'n aandeel, wat elke keer van hulle het julle 'n aandeel in haar lewe gehad, en 'n mindere of 'n meerdere mate, baie dankie daarvoor. En ons gaan huis toe met die wonderlike wete dat, soos Boelie gesê het, jy weet, ek het baie daar Boelie toe ek nog kind was, my pa was verskriklik baie met ons. Ons het pas so afgekry, julle kinders nie ken. Nee, wat? En ek het op 'n stadium dink ek regtig het my pa gaan reggehelp doen, weet jy. En toe die Here hulle van buite bekering bring, toe die Here vir hom tot bekering gebring, maar hulle was baie lief vir Ria. Ek het gestaan byvoorbeeld en jy albei die dag gekry, waar my pa en ma, en onder andere die eerste keer wat Ria daar besoek afgelê word, gekuier saam met ons. Maar ek wil vir julle sê, na aanleiding van die se mooi boodskap vanmôre, het ek hier 'n papiertjie in haar dagboekie gekry. Stiltye aanbid God. Hartseer tye, kniel by God. Elke oomblik, dank God. Gelukkige oomblikke, prys God. Moeilike tye, vertrou. So, baie dankie. Baie dankie. Die woorde wat daar staan, is die woorde van Psalm 103. Ons gaan nou luister na lied 602, die eerste, 4de en 5de strofe. En daarna sal ons die laaste deel van die lied sing.
Met hartseer neem ons afskeid van Maria, ons oudste suster op die ouderdom van 81 jaar. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En ons berus in die wil van die Vader wat die lewe gee en die lewe neem. Ons troos ons ook in die woorde van Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy nog gesterwe. Maria was 'n baie private en trotse mens, soos ons haar almal onthou, maar sy het 'n hart van goud gehad, altyd bereid om te luister en altyd bereid om te help. Sy het Jesus as haar verlosser aanvaar en ons weet sy is veilig by haar Skepper. Maria het baie mense se lewens geraak, daar was vriende, familie en spesifiek kleinkinders, het almal aan Maria geken en liefgehad. Tot aan die einde sal liefdevolle herinneringe by ons almal bly. Maria, ons mis jou. By hierdie oomblik van afskeid is ons diep bewus van ons hartseer en verlies. Ons geloof in die opgestaane Here vul ons egter met vrede en hoop. Net so seker as wat hierdie afskeid finaal is, so seker is ons dat die Here ons red van die graf en met liefde en ontferming kroon, Psalm 103. Dat Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by ons sal wees. Vandag eer ons die Here vir Gelderhuis se geloof en vir die bevestiging uit die woord van God dat iemand glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Ons glo daarom nie dat ons haar oorgee aan die dood nie, maar dat sy nou ten volle deel in die ewige lewe. Kom ons bely ons geloof in die Here. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Stap eers. Kom ons bid saam. Here, U wat ons ken, weet hoe moeilik dit is om afskeid te neem van iemand vir wie ons baie lief was. Dankie dat ons egter mag glo dat die dood nie die einde is nie, en dat Maria Gelderhuis reeds by U is. Dankie dat ons mag wag op U troos, wat ons volgens U belofte sal dra. Maria Gelderhuis was vir ons kosbaar, maar dankie vir die kosbare liefde, waarmee U van ons steeds van dag tot dag dra. Dankie dat U die lig is, die brood is wat lewe gee, die fontein van lewende water is, dat U hierdie man in alle tye van ons lewe, die bron van troos en hoop is. En mag U genade in Jesus, en die liefde oor Vader, en die gemeenskap Heilige Gees, en ons elkeen wees op ons lewenspad vorentoe. Amen.